Expedition out die roe, ons ry weer bos toe, bosbygies en strand. Ons ry noorde toe, al die pad van Tauranga af, verby vangery op tot bo by Kaitaia. Hier gaan ons vir 4 dae bietjie uitkamp. Ons het 'n groep van ongeveer 10 mense wat saam met ons is, en hulle gaan die tydperk saam met ons geniet. Braaislei. Yes. Vroeg die volgende oggend het ons reggemaak om te ry. 90 myl het vir ons gewink. Ons was reg. Maar die vorige dag het dinge al skeef geloop. Ons het op 'n strand gaan ry, net om te kyk tot waar lê die hoogwatermerk. Toe ek 'n baie ou roekie en 'n dom besluit maak. Harde bande en ek draai teen die duin op en daar sit ek. Toe moet ek gaan vra of Frans sou my kom hak. Ek gebruik Frans as 'n voertuig sommer as anker en gebruik my winch en trek myself uit die penarie uit. Gelukkig was daar geen van ons voertuie beseer of regtig eers vuil nader. François! Maar as so iets gebeur, dan weet jy mos nou, vanaand gaan jy gespot word. Want hoe kan 'n GWM dan 'n Land Cruiser vir my kry? Maar dit gebeur. Ons begin beweeg, 90 myl wag. Ons ry af na die strand toe, deur die klein dorpie Kaitaia. Kaitaia is so 'n gehuggie wat daar sit. Daar's basies 1 petrolpomp, 'n skooltjie en 'n baie lekker dairy. Nou in Nieu-Seeland word 'n dairy is eintlik maar jou hoek kafeetjie. Wanneer al die karre op die strand is, ry ons noord. Ons gaan Te-Pakkie stroom opry, al die pad tot by Cape Reinga. Deur Te-Pakkie stroom vang ons die teerpad en die teerpad lei vir ons so 5-6 kilos op na Cape Reinga toe. Cape Reinga is 'n lughuis, 'n groot lughuis wat daar aan die boonste punt van die noorde lig maak en skepe waarsku teen die gevare van die rotse wat om hom lê. Maar ons hou net aan van die pad praat sag. As die liggaam wil stop en die kop wil twyfel, sê die oseaan, jy is sterker as wat jy weet. Loop saam, door die horizon verdwyn, waar die branders ons ritme en die wolke ons sy.
Hierdie strand is baie getygebonde en die gety is besig om in te kom. Die probleem wat ons mee sit is dat daar 'n paar rotse in die see lê en ons moet daar verby, anders kan ons glad nie Ja, nee, is na die reg. ander kant toe Daar is gaan. nie te diep Daar is in wel die 'n pad bo die berg, maar ons besluit vandag, ons gaan deur die water ry om aan die ander kant te kom. Een vir een kom die karre deur. Ons maak plek vir hulle soos wat hulle inkom aan die bokant. Party ons ry rustig en ander manne is haastig, bang dat die water ons sal vang. Nadat ons deur hierdie gedeelte is, het ons 'n breek gevat en 'n bietjie koffie gemaak. 90 myl is 'n baie interessante plek. Jy sal hier locals vind, of kom ek sê die plaaslike bevolking vind, wat met hulle gewone voorwiel aangedrewe voertuie soos mal goed op die strand op en af ry. Ja, die noordelike manne is net 'n bietjie angstig. Bly jou naam in ons voete. 19 Mile Beach. Ons raak jou nooit kwyt. Die 90 myl strand se naam kom vanaf die feit dat die skeepvaarders van die see gekyk het en gesê het, hierdie stuk strand sal jy omtrent 3 dae te perd ry. Hulle het gewoonlik in daai stadium van die wedstryd 30 myl gery met 'n perd elke dag. So 3 maal 30 is 90 myl. Eintlik is hierdie strand maar net 55 myl lank of 88 km. So 90 myl is maar net 'n naam en dit is nie regtig so nie. Deur stories so oud en elke brande roep. Oh aan, die horison wag soos 'n lang blou baan. Dis 'n lang strand en uiteindelik is ons by Tapakiestroom. Tapakiestroom is varswater. Ons kan bietjie ons voertuie laat ophardloop in hierdie stroom en 'n bietjie die onderkante skoonmaak nadat ons net nou deur die see gery het. Hierdie is eintlik 'n baie lekker rit en jy kom op 'n stadium by hierdie groot duine uit. Hierdie duine is gemaak om jy af te gly. Kinders het hulle boogieboards gebring en kan bietjie onder ons voete uitkom. Maar ek sien die groot mense hou ook van duinklim. Partymal in die sand wil ons almal speel. Die dag word 'n vuur oor die Tasman se glas. Meeuwe skryf sirkelgedigte bo ons pas. Ons lag vir die moe, ons deel Klein stukkie geskiedenis. In 1769 het kaptein James Cook vir die eerste maal in sy lewe Northland gesien, of die noorde gesien. James Cook speel egter 'n baie belangrike rol in die res van Nieu-Seeland ook, met sy ontdekkingstogte. 'n Bietjie verder in 1814 kom ene meneer Samuel Marsden hier aan, en hy is die eerste Christen missionary of sendeling soos hulle hom noem. Hy leer die Maori lees en skryf, en dit natuurlik in Engels. Vir die Maori word daar geglo dat Cape Reinga die plek is waar die geeste vertrek na die land van Hawaii. In die begin het Maori soetpatat of kumra soos hy genoem word, geplant. Dit het goed gewerk in hierdie koeler klimaat. Hiermee het hulle handel gedryf al die pad teen die kus af, sowel as met die binnelandse plaaslike stamme wat hulle gehad het in daai omgewing. 90 Myl strand is ook bekend vir die Snapper Bonanza, wat eenmaal 'n jaar gehou word hier. Dit is ongeveer 1200 hengelaars wat bymekaar kom en dan word hierdie lang stuk strand in zones verdeel. Hulle vang 1 of 2 zones op 'n dag en jy kan hierdie klomp hengelaars hier vasgekeer sien teen die strand. Dis nogal 'n gesig om te sien, as jy dit nog nooit gesien het nie, kom maak 'n draai.
Op enige reis is daar mos altyd 'n dag wat iets verkeerd loop. En sonnagoggend vroeg sit ek en kyk op Facebook. Daar's 'n groep wat se naam is Stuck in New Zealand en op die groep sê 'n jong man hy sit op 'n berg. Die naam klink baie bekend en ek sien die jong man sit al die hele nag op die berg. Ek maak kontak met hom en wonder, antwoord hy my terug. Ons bespreek en ek kom agter hy is nie seker te ver van my af nie, of so het ek gedink. Ek gryp vir Ed en sê kom, ons ry. Ek en Ed vlieg uit en ry teen hierdie berg op soek na 'n jong man. Ergens langs die pad kry is hulle. Hulle moes baie ver gestap het, soos in erg baie ver. Want hulle kar sit vas, diep in die modder. Die twee manne was dapper en besluit hulle gaan oornag oor hierdie berg ry en hulle het toen nie gemaak. Got? Yep, there you go. Whoa, turn. Met Ed se hulp en die Land Cruiser se winch het ons lig gou weer op die pad. Ons besluit egter om sommer agter hulle aan te ry om te kyk dat hulle wel die pad haal. Anders dwaal hulle dan weer af en raak weer verlore hier in die bos. As jy so in New Zealand verlore raak, is dit redelik moeilik om weer uit te kom. Veral as jy nie vir iemand gesê het waarheen jy gaan nie. 'n Groot triek hier is maar ry twee voertuie saam, sodat as die een vas sit, die ander jou kan uithelp. Ek glo daaraan om jou toerusting te toets, jou voertuig en alles wat jy by jou het. Maar Sondagmiddag lê ons 'n baan uit hier by die strand en ons toets bietjie ons mede-passasiers, ons vrouens. Ons gee vir hulle 'n kans om bietjie te ry. Dit was nogal interessant om te sien hoe hulle dit geniet het. Hulle het die baantjie gery en daarbo gaan draai en toe al die pad teruggekom. Daar was geen skouspelagtige voertuie wat se wiele tol of sand oral heen gooi nie, maar net doodonskuldige pret en 'n bietjie om te kyk. Kan jou vrou jou 4x4 hanteer? Want dit is half belangrik. As daar iets in die bos sou gebeur en jou passasier saam met jou, het geen idee hoe werk 'n 4x4 nie. En jy kan nie verder gaan nie, dan het jy 'n probleem. That's it. That's it. Well done. Okay. Ja. Ja, gety laat ook nog mooi vinden. Alida het op die einde van die dag uitgetree as die algehele wenner van die vrouens. Ja, met elke kompetisie moet daar 'n prys wees. Ek weet sy het vir haar man seker grys hare gegee, want ou Frans wat die lank ons gestaan rondop terwyl sy bestuur het. Ons het elke dag op hierdie strande probeer braai. Ek sê braai met versigtigheid, want ons het gas gebruik. Maar dag 2 het ons splinternuwe Weber net besluit, hy wil nie verder werk nie. En ons kon net 2 worsies gaar maak. Die manne was redelik honger, maar ja, gelukkig was daar op pad 'n padstalletjie gewees. En by die padstalletjie kon ons die pragtige paais kry. Wanneer ek noorde toe gaan, sorg ek dat ek by hierdie padstalletjie stop. Hierdie paais of vleispastye word handgemaak. En jy kan regtig die vleis in dit sien as jy hom sou oopbreek. Dit is ongelooflike goeie produkte wat hulle hier verkoop. So as jy in daai omgewing is, stop en kry vir iets om te eet. Daar's roomys en allerlei ander lekkernye ook. Die bande lyk soos pannenkoek. Jy durf soos
is vettrek. 5 minute laat ry alweer met 'n suurfeit. Hier is baie skulpture op die strand en gereeld kan jy mense sien op plekke staan in grawe met grawe en dan hulle van hierdie skulpe uithaal wat hulle van hand gaan gaar maak. Interessant genoeg, jy kan gereeld ook visse so stingrays sien in die vlakwater rond, spartel om te kyk of hulle nie ook van hierdie skulpe kan uithaal nie. Blaas en skielik krookie. Ja, hulle kamp. Dis die rook nie, sê hy kalm. Dis net my meesterplan. Nou ruik ons wors en diesel, dis mos oud die rolman. Maar François sê, ek vind hoe hy op die strand met die wind en die son en 'n koelblik in die hand. As jy vassit, moenie skrik. François trek jou los en jy gee sonder hoop. Nee, jy slaap in 'n kamer so klein, jy moet eers asem uitblaas om in te klim. Hulle snot papier, wat is In die begin van lugvaart was 90 Mile Beach gebruik as aanloopbaan. 'n Sandaanloopbaan inderdaad. Vliegtuie vanaf Australië het hier geland en hulle kompos aflewer hier in die noorde. Dit was een van die roetes gewees wat gereeld gebruik was. Intussen het die manne weer strand toe gegaan en die hele voertuie by die kort duintjies uitgetoets. Nie almal was gelukkig genoeg om oor elke duint te kom nie. En ons moes vir François red hierdie keer. Is te sê, François? Ja nee, kyk, luister. Goed gebeur maar. Met die beste van ons. eenmaal se sand by die kampvuur se ster. As jy vassit, moenie vrees. Jesus van 'n Laaste braai en 'n afskeid, want môre vat ons die pad terug na die beskawing toe. Ons skud Noordland se sand van ons voete en ons voertuie af. Ons het lekker gekuier. Op pad terug stop ek en Mariska by die Kauri Gum Diggers Park en ons kyk hoe die manne van daai tyd gelewe het. Kauri Gum was uitgehaal en uitgevoer na Europa en Engeland so aan. En toe op 'n stadium het dit heeltemal gestop. Kauri Gum was 'n groot uitvoerproduk van New Zealand, totdat sintetiese olies uitgevind is. Die manne het maar karig gebly. In vangry vind ons die Hunterwasser Art Gallery. Hierdie man het 'n interessante visie gehad. As jy totsiens sê in die noorde, maak jy 'n belofte. 'n Belofte wat sê, ek gaan weer kom. Ek gaan weer kom kyk hoe lyk hierdie stof van 90 Myl strand. Dit was 'n aangename ervaring geweest en ek wil graag vir almal wat saam met ons was bedank. Die mans en die vrouens. Veral die vrouens, want hulle maak lekker slaai. Mooi bly, tot ons mekaar weer sien hier op 90 Myl strand. En binnekort gaan ek terugkom.